that lay between us. How high the mountain I could not climb. In desperation I turned to heaven and spoke your name into the night. Then through the darkness your loving kindness tore through the shadows of my soul. The work is finished, the end is written. Jesus Christ, my Goeiedag, baie welkom. Ons is besig met ons week van toewyding hier op Robertson. Die Moederkerk Oosgemeente saam. Ons is by ons tweede geleentheid. So baie hartlik welkom. Ons wil dit nie inrig as net maar 'n lang preek ding nie. Maar graag vir jou betrek om ook deel te neem aan gebed, aktiwiteit selfs, en deel te voel van dit alles. Kom ons raak stil en dan wy ons hierdie opname, hierdie geleentheid aan die Here toe. Ons wonderlike Here, dankie dat ons op mooi plekke kan kom. Dat ons in mooi plekke kan woon en werk. Ons kom erken voor U dat ons as mense, ons krap dinge deur mekaar. Ons kry dit nie reg om hierdie aarde 'n beter plek te maak. Ons kry dit nie reg om U kerk die volwasse liggaam te laat wees, soos U dit wil hê nie. En daarom in die begin van 2021 kom ons in diepe afhanklikheid en ons wil ons self aan U toewy, die gemeentes, die kerk, ons land, en ons kom vra dat U vir ons nou in hierdie diens, hierdie geleentheid van toewyding sal seën. Ons kom vra dit in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Ons reël ons tyd van toewyding vanuit die Psalms. En nou is ons by Psalm 24. Ons gaan dit in 3 dele lees. U is so welkom om dit vir Uself oor en oor te lees. Ek wil sommer nou al vra dat U, as dit nodig is, die stopknoppie gebruik en eers vertoef in gebed of in gesprek of sommer net stilte. Kom ons lees Psalm 24 se eerste gedeelte. 'n Psalm van Dawid. Die aarde en alles wat daarop is, die wêreld en die wat daar woon, alles behoort aan die Here. Want hy het die fondamente daarvan in die see gelê en dit stewig gevestig in die waters. 'n Kunstenaar teken sy of haar naam onderaan of by 'n kunswerk. Want daardie persoon het dit geskep. Daardie persoon mag sê, dit is my kunswerk. Dit gebeur dat so 'n kunswerk verkoop word. En dan hang daardie kunswerk in my huis. En ek sê, dit is myne, want ek het dit betaal. Die een sê ek het dit gemaak, en die een, dit is my eiendom, want ek het dit gekoop. Hier op hierdie aarde raak ons lelik deur mekaar. As ons sê, dis myne of dis joune. Daarom is dit so nodig, dat ons aan die begin van 2021 net weer lees en hoor, wat staan in Psalm 24. Die aarde en alles daarop behoort aan die Here. Ek bieg dat ek baie lief is vir kinderdienste. Nie dat ek goed is en ek weet hoe dit voel om 'n flop van 'n kinderdiens te hê en hoe die mense lekker lag as 'n kind vir jou 'n onmoontlike antwoord gee.
Maar die lekker van 'n kinderdiens is die wonderlike spontaniteit van kinders. Ek sou baie graag eendag Psalm 24 in 'n kinderdiens wil doen. Voor in die kerk 'n tafel en al die kleintjies is daar. En op die tafel is daar skryfgoed in klein papiertjies, daai plakpapiertjies. En hulle moet skryf die Here sin of Jahwe sin of net die Here ensovoorts. En dan op 'n stadium in die preek moet die dominee vir die kleintjies sê, plak hierdie papiertjies op alles wat aan God behoort. En nou gaan hulle, sien julle hulle die kerk ingaan. Die banke kry hulle papiertjies, die orgel kry 'n papiertjie, die dominee se mikrofoon kry 'n papiertjie, die deure, alles. Oral is papiertjies. Die Here sin, alles is die Here sin. Die dominee sê dis nog nie genoeg nie. Hulle is die kerkterrein in. Die blommetjies kry ook hulle papiertjies, alles die hekke. En dan sê die dominee, dis nog nie reg nie. Julle mis nog een. Wat van die mense? En nou kry die mense hulle plakkertjies. Al die ooms en tannies. Totdat die dominee sê, en wat van myne? En uiteindelik het almal hulle plakkertjies. En daar's ons preek. En daar is ons boodskap van Psalm 24. Alles op hierdie aarde behoort aan die Here. Die kerk behoort aan hom. Al die mense behoort aan hom. Kan ek u herinner aan die betekenis van die doop? In diepte is die doop 'n merkteken waar God sê, hierdie mens, groot of klein, is nou myne. Asof hy sy naam teken op hierdie kunswerk. Dis myne. Dit behoort aan my en ek het dit gemaak en herskep. Die eerste deel van Psalm 24. Mag dit by jou kinderdiens wees. Mag jy in jou gedagtes of regtig alles wat rondom jou is, verseël met papiertjies wat sê, hierdie ding behoort aan die Here. Hierdie mens behoort aan die Here. Kan ek u uitdaag om dit te doen? Ons gaan nou biddende so 'n draai maak by dit. Kom ons bid saam. Ons Here, ons sê so graag, dis myne. Ek het daarvoor gewerk, ek het dit betaal, gekoop. Party sê, ek het dit self gemaak, daarom is dit myne. Daarom wil ons vir u vra, kom help vir ons hoe om te praat. Hoe om in ons taalgebruik plek te maak om te sê, alles behoort aan die Here. Daarom wil ons aan die begin van hierdie jaar net weer seker maak, dat ons nie praat van ons kerk in die sin van besit nie, maar God se kerk. Die Oosgemeente as God se gemeente, die moedergemeente God se eiendom. Daarom wil ons nie in die eerste plek sê, ons dominees nie, God se. En so ons Here vra ons, as ons nou in ons gedagtes deur ons huise stap, om by alles te vertoef en te sê, hierdie ding behoort aan die Here. Van die koskas tot die meubels oral in die huis. In ons motorhuis, wat daar staan en waarmee ons ry. Ons besighede, buite in die natuur. Dit wat die kameras nou uitwys, hierdie pragtige omgewing, die berg, die breë rivier, alles wat ons oë kan sien. En Here, in hierdie tyd van toewyding, wil ons dan ook weer sê, alles behoort aan u, ons wy dit ook aan u.
Ons kom bid dit in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Die tweede deel van die Psalm klink so. Wie mag die berg van die Here opgaan? Wie mag in sy heiligdom gaan staan? Die een wie se hande rein en wie se hart suiwer is, wat alle bedrog vermy en geen vals eed aflê nie. So iemand sal van die Here seën ontvang en God sy redder sal reg aan hom laat geskied. Die mense wat na sy wil vra en hom dien, is die geslag van Jakob. Dis lekker om by 'n winkelsentrum te kom, né? En die deure gaan van self oop, asof hulle sê, jy's hartlik welkom, jy en jou beursie. Geen vrae nie. Kom in. Wie mag na die Here toe instap? Ons vra die vraag asof ons buitekant die tempel is. Daar is die heiligdom. Wie mag ingaan? Kom ons leer een ding uit die Psalm. En dit is dat ons hierdie vraag nie as mense self antwoord nie. Want as ek dit moet begin antwoord, dan neig ons mos om te sê, ek mag ingaan, maar ek is nie seker van jou nie. Daardie groep mense mag ingaan, daardie groep nie. Ons maak die vreeslikste aannames, foute, om te sê, ons dink ons weet wie mag. Daarom is dit so kosbaar dat Psalm 24 vir ons bedien met 'n antwoord. En ek lees dit weer. Die vraag is, wie mag in sy heiligdom gaan staan? Die een wie se hande rein en wie se hart suiwer is, wat alle bedrog vermy, geen vals eed aflê nie. Dis die antwoord van Psalm 24, wat geëcho word op talle plekke in die Bybel. Mag ek u ook herinner aan die gelykenis wat die Here Jesus vertel het, die man wat 'n bruilofsfees reël, en wat dan instap en gaan kyk na sy gaste, en op 'n mens afkom, wat nie 'n bruilofskleed aan het nie. Vriend, hoe het jy hierin gekom? En nou nooi ek u om te dink, hoe het hy daarin gekom? Die enigste moontlikheid is, dat toe daardie mens by die poort of die deur kom, en daar staan die dienskneg met al die huweliksklede, bruilofsklede, en sê, meneer of mevrou, hier is joune. Nee, dankie. Myne is reg. Wat ek aan het is reg. Ek is goed genoeg om hier in te gaan. En dan kom die man wat die fees reël. Hoe het jy hier ingekom? En die uiteinde ken u. Vat hom uit. Gooi hom uit. Om te dink, ek is goed genoeg. Ek is heilig genoeg, vroom genoeg, gehoorsaam genoeg, heilig genoeg. Dis 'n fout. Die Psalm sê, die wat rein van hande is. Nou, hoe kan ek dan rein word? Jy ken die evangelie. Jy kan nie self rein word nie. Daarom gaan 'n mens met jou vuil hande en jou vuil hart en jy vra, Here, maak my skoon asseblief. Ek wil ook ingaan. Hoe kan 'n mens bruikbaar wees in die kerk, in die koninkryk van die Here in 2021? Selfe antwoord. En daarom is ons week van toewyding 'n tyd om weer 'n slag te sê, Here, maak my skoon. Ek wil u ook herinner aan die pragtige ding wat die Here Jesus gedoen het, om 'n skottel te neem
en sy disippels se voete te was. Dalk is dit 'n baie goeie tyd om die televisie of rekenaar eers te stop. En hierdie pragtige ding te doen in die privaatheid van jou huis. Dis nie jy wat iemand skoon genoeg was om vir God skoon te wees nie. Maar dis ons wat mekaar herinner aan hierdie pragtige ding wat die Here Jesus kom doen het. Kom ons bid saam. Onse Here, ons kom erken voor U dat met ons beste pogings kry ons onsself nie skoon genoeg nie. Daarom kom ons na U. Kom help vir ons. Maak vir ons weer skoon. Help vir ons in ons keuses. Help vir ons om skoon te kom. Ons wil vir U bruikbaar wees hierdie jaar. Ons vra dit in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Laaste deel van die Psalm. Verbly julle poorte, wees bly eeue oue deure, want die magtige koning wil ingaan. Wie is hierdie magtige koning? Die Here sterk en geweldig, die Here oorwinnaar in elke stryd. Verbly julle poorte, wees bly eeue oue deure, want die magtige koning wil ingaan. Wie is hy? Hierdie magtige koning, die Here, die Almagtige. Hy is die magtige koning. Het julle ook al kuiermense gekry wat kom en sê, hoorie, gaan net aan met julle lewens, moenie dat ek kom pla nie. Maak asof ek nie hier is nie. Weet, gaan aan met julle werk en julle lewens ensovoorts. Ek wil nie pla nie. Ek hoop regtig nie. Dis die prentjie wat jy het van God wat wil inkom en sê, hoorie, gaan net aan met jou lewe. Ek kan dit nie so sê nie. Die Psalm help vir ons om op 'n wonderlike manier, asof die Psalm met die hekke praat. As die hekke gaan op, asof dit soke oopklap hekke is, oopmaak, dat die koning kan inkom. God se hekke. Die hekke waarmee die koning wil inkom. Is dit nie wonderlik nie? Reg deur die Bybel openbaar die Here hom as die God wat in sy almag, hy het Jerigo se mure plat gemaak en vir sy soldate, vir sy volk gesê, stap in. As hy regtig wil, dan het hy nie vir ons nodig om te sê poorte gaan oop nie. Dan breek hy dit oop. En tog het die Here vir ons 'n keuse gegee. 'n Eie vrye wilskeuse. Jy kan kies. Die Psalm maak hier vir ons 'n keuse. Die Psalm eindig met hierdie gebed: poorte, maak oop dat die ewige koning kan inkom. Ek hoop jy het al die keuse gemaak in jou persoonlike lewe. Here, kom in. Dit sal nie 'n fout wees om in die week van toewyding dit weer 'n slag te doen. Wat daarvan dat jy of julle as gesin by die voordeur gaan staan, dit simbolies oopmaak en met 'n eenvoudige gebed sê: Here, U is baie welkom in hierdie huis. Wat daarvan dat jy so gou as moontlik by jou besigheid of werkplek dit doen. 'n Deur oopmaak en sê: God is welkom in hierdie besigheid.
Wat daarvan? Dat van ons by ons dorpse ingaanplekke sommer net gaan staan. Sê Here, al is ek nie die burgemeester of raadslede nie, maar as deel van u skepping, u herskepping as kerk, kom sê ons nou vir u, u is so welkom hier in Robertson. Ons dorp het 'n klomp ingange. Onthou vir Droëheuwel ook. Sê Here, u is van hierdie kant af ook so welkom. Wie is hierdie Here wat ons voorwelkom sê? Die laaste vers sê, die Here, die Almagtige, hy is die magtige koning. Die oorspronklike taal daar is Yahweh Tsebaot, die Here van die leerskare. Dit is die een wat met sy leerskare inkom. Hy kom sit nie stil en pas in u en my lewe nie. Hy wil kom oorvat. Hy wil kom regeer. Hy kom as die magtige heerser in. Kom ons nooi hom in die kerk, in sy koninkryk, in ons lewens. Kom ons bid saam. Onse Here, kan dit wees dat u wat alles besit op hierdie aarde, elke mens, dat u as het ware wag, dat ons vir u sê, welkom. Dat ons vir die poorte sing, gaan oop. Ons wil dan vir u innooi in ons gemeentes, in ons aktiwiteite, in ons lewens, in ons werkplekke, hierdie jaar. En Here, ons wil vra, seën vir ons, wanneer ons uitstap, en weer 'n slag onthou, alles behoort aan die Here. En weer 'n slag onthou, dat u vir ons wil kom skoonmaak. En weer 'n slag onthou, dat u genooi wil word. Ons doen dit nou, in die naam van ons Here Jesus Christus. Daarom, vriende, sluit ons met die seën van die Here, die genade van ons Here Jesus Christus, en die liefde van God ons Vader, en die gemeenskap van die Heilige Gees, gaan saam met ons.